Louis, wanneer mens praat oor boeliegedrag nou by volwassenes, kan ons net eers gou-gou net identifiseer wat presies tel as boeliegedrag? Ja, dit is nie so duidelik soos met laerskoolkinders. Nee, jy weet, mense het mos so die idee van 'n boelie wat jou op jou afstorm, jou klap gee en jou toebroodjie vat of jou terg of iets dergeliks. En dit is waarskynlik die mees basiese vorm wat ons so half in ons geestesoog het. Maar volwassenes doen dit baie anders. Daar is lekker navorsing daaroor en daar's baie maniere wat dit gebeur. En volwassenes doen dit op ander maniere. Natuurlik is daar hier en daar die nare persoon wat net absoluut ongeskik is en sommer net totaal buitekant algemene grense optree. Maar dit is baie selde. Die meeste is verbale boelie. Dit is wat volwassenes meestal met mekaar doen, waar die mond of die tong is eintlik die wapen. En dit kan natuurlik op sosiale media is geweldig en dit hang af van die konteks. Is dit nou in die familie? Is dit in die werkplek? Is dit in die tronk? Maar die manier hoe hierdie goed gebeur is baie keer verbaal, om iemand name te doen of om gerugte te versprei oor om iemand of om iemand so 'n bietjie te terg of om iemand uit te sluit. Dit is 'n vorm van verhoudingsboelie. Jy sluit iemand uit, jy nooi hulle nie. Jy wys eintlik dat die persoon nie aanvaarbaar is nie, maar jy doen dit nie openlik nie. Dit is die manier hoe volwassenes oor die algemeen boelie. Kollektiewe boelie kry jy baie keer op die internet waar mense volg en opmerkings maak en haat tipe boelie. Dit is ook 'n vorm daarvan. Maar boelie tussen volwassenes gebeur in baie verskillende plekke op baie verskillende maniere en dit is nie so in jou gesig. Nou, wanneer dit kom by boelie onder kinders, dan voel ons almal instinktief, ja natuurlik, maar kyk, 'n kind het nou nog nie die lewe ervaar nie en 'n kind weet nou nog nie wat om te doen nie en 'n kind is nie seker hoe om dit te hanteer nie, so die ouers is nodig om te help. Wanneer dit nou kom by boelie by volwassenes, dan sal baie mense wat nou nog nooit geboelie is, jy sal dan nou sê, ja, maar ek bedoel, dit is mos nou nie so moeilik nie, jy staan maar net op vir jouself en jy sê maar net hier vir die boelie, whatever, en hou op en moenie dit aan my doen nie. Dit gaan net mense wat weet hoe dit voel om as 'n volwasse geboelie te word, hoe dit jou potjie, hoe jy nie jy letterlik voel asof jy met 'n soliede muur voor jou staan en jy weet nie wat op aarde doen 'n mens nou nie, want hierdie mens tree dan nou op soos niemand anders nie. Daar's twee kante van daardie saak, Lise. Dit is so dat sommige mense kan makliker geboelie word as ander mense. Dit is so. Dis nie so maklik om almal te boelie nie. Maar dit wat jy nou sê is kernbelangrik. Hierdie ding van ja, maar hoekom laat jy toe dat jy geboelie word? Hier's die antwoord. Groepsdruk. Groepsomgewing. Boelie gebeur nie sommer op 'n individuele vlak of volwassenes. Dit gebeur baie keer in romantiese verhoudings of miskien in werksverhoudings, maar meestal gebeur dit in die omgewing van ander mense, waar die omstander effek 'n geweldige rol speel. Dis nie so maklik om iemand te boelie as die organisasie waarin jy werk dit nie goedkeur nie of die ander mense nie daarvan hou nie en dit stopset nie. Dan gebeur dit nie. Maar kom ons neem 'n tipiese voorbeeld. Dit is nie altyd boelies is nie altyd die uitgestote figure en die mense met die lae selfbeelde en die mense wat die randfigure is. Dis baie keer die gewilde mense. So by die werk, by die sosiale geleentheid sal die een persoon die grappie maak, so bietjie neerhalend oor die ander persoon. Dis 'n vorm van boelie. Maar die ander mense sal nie sê nee, ons praat nie so oor ons medewerknemers nie. Hulle sal maar so half verleë lag. Hulle boelie nie saam nie, maar dis die omstander effek. Die omstander effek is 'n baie bekende effek waar ons as mense nie aksie neem nie. Ons wag dat iemand anders sal seker dit maar doen. Ons keer nie goed nie, maar ons doen ook niks.
En dis een van die grootste redes waarom dit nie so maklik is om op te staan in 'n boelie-omgewing nie, want boelie baie keer in 'n volwasse omgewing kan nie eintlik bewys word ook nie. Ja, Dit is ek ja. dink nou is presies aan 'n konteks waar iemand sê net maar iets sê wat regtig nie reg is vir iemand anders nie en daai persoon sê vir die een langs hom sien kyk gou wat het Piet nou vir my gesê en dan sal Koos nou sê nee man, Piet het dit as 'n grappie bedoel, dit was niks ernstig gewees nie. Veral omdat Piet weet, hy gaan mos nie vir jou op skrif op e-pos sê, hoor jy is 'n nare onnosele feeks nie. Hy sal 'n grappie maak en sê, ja man, jy weet mos hoe's vroue bestuurders, ha ha ha. Maar Piet bedoel dit eintlik om jou so 'n bietjie te verneder, want daar's 'n hiërargie, nê? Dan lyk Piet ook beter en hy lyk slimmer en ouliker en die ander mense doen niks, al hou hulle nie eintlik daarvan nie. En dit is baie keer hoe dit gebeur. Is 'n boelie, veral 'n volwasse boelie, is 'n volwasse boelie bewus daarvan dat hulle is besig om grense te oorskry hierso en dat hulle doen hulle dit aspres, wil ek nou amper vra. Baie keer ja. Jy vra amper hoe lyk die volwasse boelie en wat is die profiel van die volwasse boelie en dit is nie altyd dieselfde nie. Baie keer is dit die iemand wat eenvoudig. Nou kom ons kyk, hoekom boelie volwassenes ander mense? Daar's verskillende redes. En vir mense, vir die persentasie boelies wat dit doen omdat hulle nie omgee nie. Daar is mense wat regtig 'n persoonlikheidsbietjie betrekke het van sadisme, narcisme, ehm sommer lekker, ag man, ek kry sommer net lekker in ander mense se leed. Jy kry tog persentasie mense en ja, hulle weet presies wat hulle doen. Hulle gee nie om nie. Nee. En dan is daar ook mense wat eintlik boelie uit en die navorsing wys dit duidelik, grootste persentasie mense boelie vanuit 'n plek van lae selfbeeld uit. En mens kan dit eintlik maklik verstaan. As ek myself ervaar as van minder waarde as jy, dan die enigste manier wat ek meer waarde kan kry vir myself as jy is as ek jou kan afdruk. Ek kan nie myself optrek nie, ek moet jou afdruk. Dan is ek mos nou meer waardig as jy is. Almal vir jou lag, dan gaan niemand vir my lag nie. En as jy dan vir iemand sou uitvra, sal hulle seker nie eerlikwaar vir jou sê ja, ek het vanoggend opgestaan, toe beplan ek gaan 'n nare grappie maak en daardie persoon verneder en laat sleg voel, want eintlik laat dit my beter voel nie. Gaan nie dit sê nie en dit is ook nie 'n bewuslike proses nie. Maar aan die ander kant, meeste gedrag is toerekeningsvatbaar. Jy weet mos nou maar eintlik dat dit is jy sal nie daarvan hou as iemand dit met jou doen. Natuurlik weet jy dit. Ek het al in die verlede agtergekom dat wanneer iemand 'n volwasse boelie of 'n volwasse boelie dan nou konfronteer daaroor, dan gewoonlik skrik hulle nogal daarvoor, want dis so half asof hulle dit dan onmiddellik besef en hulle besef ek nou word ek raak gesien waar dit nog die hele tyd so half onder die radar was. So ek dis hoekom ek nou dit gevra het want ek dink baie keer ja, hulle weet seker maar dis te lekker wat hulle daar uitkry. Ek bedoel jy kry mense wat versigtig is vir jou, mense wat dan ander mense wat nou weer vir jou lag en vir jou aandag gee en dink is nou weer snaaks en daar is baie mag Ja. daarin om 'n boelie te wees. Alle menslike gedrag het positiewe intensie vir jouself. Jy sal nie iemand boelie as jy nie iets daaruit kry nie. Jy kry iets daaruit. Dit is tog hoe dit is en jy die woorde gebruik van dit gebeur so half onder die dekmantel en dit is die kern van volwasse bullying. Dit is 'n stil epidemie. En dis nogal 'n epidemie, nee, dit is um dit kom voor. Daar's nie baie navorsing in Suid-Afrika nie, maar in Amerika, Europese westerse lande, so 30% van alle volwassenes rapporteer dat hulle voel geboelie. Nou, dis nie 'n realiteitswedstryd en word jy nou regtig geboelie of verbeel jy jou net jy word geboelie nie, maar dit wys jou net dat hoe groot probleem dit is. En as jy kyk na die hiërargiese organisasie van die samelewing, in organisasies, maar ook in algemene sosiale
omstandighede. Daar's maar 'n hiërargie. Daar is die wat pik en daar is die wat opgepik word. As jy op 'n groot globale vlak kyk, dan is daar tog, kan mens sekere saak uitmaak van die rykes wat die armes boelie in die wêreld. En die mense met mag, politici, wat ander mense boelie. Dis boelie, is dit nie? En dreig en manipuleer en lieg. Dis 'n baie ernstige vorm van boelie. Wat is boelie? Boelie gaan daaroor dat jy iemand wat minder mag het as jy in 'n posisie sit wat hulle nie in wil wees nie, maar hulle kan niks daaraan doen nie. Dit gaan oor die wil. Die grappie wat jy maak oor die kollega wat hy nou maar verleë oor lag ook voor die ander mense. As dit vir die kollega snaaks is dit nie boelie nie. As die kollega dit nie wou gehad het nie, en maar kan niks daaraan doen nie, dan is dit tog maar 'n vorm van boelie. Dit is tog waar jy jou wil afdruk op iemand anders. Is dit nie? Die groot ding vir my, die groot probleem vir my van die ek wil nou sê die bose sirkel van boelie is dat dit veroorsaak dat die slagoffer ergens ook verkeerd gaan optree. Nie net teenoor die boelie self nie, in hulle eie lewe uit frustrasie en want as jy geboelie word, dan die frustrasie van nie kan wees of sê wat jy moet sê nie, word dan uitgehaal op 'n ander plek. En dis wat ek baie keer dink ons mis is dat 'n boelie nou vir Sunny by die werk, maar Sunny vat dit dan by haar familie en haar kinders dan by die huis uit. En dan sukkel die kinders nou weer. Dan is dit nie sy is dan 'n boelie nie, sy is gefrustreerd en geïrriteerd en sy weet nie wat toe nie en sy's hartseer en alles. En dit is 'n hele dit het 'n geweldige groot effek wanneer iemand geboelie word. Ja. Ja, nie almal wat geboelie is as kinders, boelie nou weer mense as hulle volwassenes is nie, maar daar's 'n beduidende groter persentasie, nê? En dit is ook baie duidelik dat die hele kwessie van emosionele regulering, emosionele intelligensie, dit kom maar baie keer meestal uit die huis uit. As jy boelie kom baie meer voor onder mense wat nie by die huis gedissiplineer is nie, wat nie geleer het emosionele intelligensie, wat nie geleer is nee, ons doen nie dit nie. Ons praat nie so met jou suster nie of met jou boetie nie. Dit word nie toegelaat nie. En die voorbeeld word ook gestel dat jy kry nie 'n voorbeeld van boelie nie. Dit help nie. Jy weet ouers kan kinders verskriklik boelie nie. En hulle boelie hulle om te wees soos wat hulle wil wees. En jy weet, dis ook jy weet, en dan wonder jy nou as volwassene, dan word daai kind 'n adolescent en 'n volwassene aggressief teenoor ander, 'n magsbeheer teenoor ander, en dan wonder mens baie keer waar kom dit vandaan. En het mens al gesien hoe volwasse ouers volwasse kinders kan boelie? Ons almal ken dit. En kinders boelie ook ouers. Mense boelie mekaar. Dit is deel van die menslike natuur om 'n hiërargie van dominansie te kry en ons hoop dat ons as mense daarom uitevolueer daaruit. Dit is nou nie almal wat mekaar boelie nie, maar is 'n baie integrale deel van die menslike bestaan. Jy weet, Soos jy jy nou ken praat, ja, né? Ekskuus nou, soos jy nou praat, dink ek by myself, okay, daar is tog 'n deel en ek wil nou graag kom by as jy nou geboelie word, wat moet jy doen? Maar daar is tog 'n deel wat mens kan verstaan hoekom daar soveel meer boelies deesdae is. Ons omstandighede in ons samelewing, ons politiek, die wêreld, die onbekende, die angstigheid wat ons het, ergens soek en is mense ek is nou nie besig om met goed te praat nie. Ek probeer net sê dat ek kan verstaan hoekom dit gebeur. Is dat mense soek beheer, hulle soek 'n vorm van dat waar hulle kan 'n bietjie mag in hulle lewe hê. En wat is dan nou die maklikste is die goeie persoon wat daar by die kantoor is of in die vriendegroep of by in die waar ook al wat jy maar net so bietjie kan platdruk en dan voel jy beter oor jouself. Dit is verskriklik hartseer. Die wêreldse kultuur is baie, veral in die westerse kultuur, baie gestel op kompetisie, om om die eie belang te bevorder, om ryker te wees as die ander, of meer suksesvol, of dit, en dit op 'n manier impliseer 'n
menslike faktor. Jy weet, as jy kan sien dat die ou luies. Ek wil my nie met die luies nie. Ek meng nie met die luies nie en ek smaal op die luies want ek het meer geld. Dis wat in 'n westerse kultuur baie bevorder word, en daar's 'n baie duidelike onderskeid in baie gevalle van wie is suksesvol en wie is nie. Daar's baie studies wat wys dat in groot korporatiewe maatskappye die vlak van narcisme, um uh, uh, uh die van psigopatie, al die goed wat boelie baie makliker maak, kompeterendheid, is baie hoog in senior bestuur. Dis amper asof mense wil sê, jessie, lyk amper asof jy nie sukses in die huidige ekonomiese klimaat kan maak as 'n groot korporatief as jy nie 'n boelie is nie. En die een versterk die ander een. So ja, dis 'n geweldige probleem. Um en hoekom is dit 'n probleem? Want dit is nie eintlik produktief vir samewerking nie. As jy die bestuurende direkteur is van 'n maatskappy waar daar baie geboelie word, gaan jou resultate maar swakker wees as in 'n maatskappy waar daar nie geboelie word nie. Dit hoef nie eers te gaan net oor blote menslikheid en daarom goeie waardes nie. Dit is net bloot 'n baie oneffektiewe proses. Ja, maar kyk, die maklike weg is nog altyd die enigste weg gewees. Lyk dit vir my vir die mensdom, maar nou goed. Kom ons fokus nou op die slagoffer, die een wat geboelie word. Soos jy gesê het, sekere mense kan dit beter hanteer, het meer vaardighede daarin, en dan is daar ander mense wat dit regtig, en ek bedoel, dit is nou nie eers van, ons praat nou van hoe die wêreld sal dink 'n sterker of 'n swakker persoon nie. Ons praat nie, daar's omstandighede waar jy kan nou maar in die wêreld se oor die sterkste persoon op aarde wees. Jy gaan nie weet wat om te doen teenoor daai boelie nie. Daai boelie gaan jou nou hoek hê. En ek het dit al gesien met mense wat jy dit nie eers remote sal oordink kan moontlik wees. Nou, is daar advies, want dit voel vir my dit is so kompleks. Ja, daar's nie maklike antwoorde nie, omdat boelie gebeur in unieke kontekste. Die kontekste verskil, so daar's 'n groot verskil tussen jou suster wat jou boelie en jou bestuurende direkteur wat jou boelie. Jy weet, of jou vriend of jou vrou, of jy weet, so kan mens nou aangaan, maar nou dit is so dat mense wat minder selfgeldend is, wat sê maar bietjie skamer is, wat ook miskien nie so goed voel oor hulle self nie, en dalk nie so dominant is, en net in persoonlikheid, gaan dit moeiliker vind om 'n boelie, en dis ook makliker om so 'n persoon te boelie. Dit beteken daar's fout met die persoon nie, presies soos wat jy sê. En dis net moeiliker dan. Want daar is sekere persone wat jy baie moeilik gaan boelie. Baie moeilik. Hulle laat dit net nie toe nie, maar dis ook nie die regte manier om te wees nie, is maar net per toeval voordelig vir jou as iemand jou wil boelie, om dan op so 'n manier te wees. En kom ons gaan net eers na die oorwegende beginsel van boelie toe. Daar's nie 10 goue stappe hiervoor nie. Wat vir een werk nie vir 'n ander een nie, maar die groot beginsel is die kollektief. Is die groep. Die antwoord lê altyd by die groep. As die baie min mense, die ouetjie by die speelgrond, die laerskoolkind, jy kan nie eintlik iemand terg as ander kinders nie saam lag nie. As jy verstaan wat ek bedoel. As jy nou ander ouetjie terg oor sy bakore, maar niemand lag nie, dan kan jy, dit is moeilik om so te boelie. So die antwoord lê altyd by die kollektief, en mens kan regdeur die wêreld sien, dit wat regtig werk is waar sisteme, families, gesinne, organisasies, groepe anti-boelie strategieë insit. Ook in skole waar dit geïmplementeer word en dit werk, nê? Waar die kollektief ons almal sê, hierdie gedrag word nie aanvaar nie, ons maak almal verantwoordelik daarvoor. Ons kry boelie-polisieerings en fluitjieblasers, en die kollektief dra die krag en sê nee, dit gebeur nie hier nie. En dis baie maklik om te verstaan. Dink reg oor die wêreld verander denkerigte soos mense meer bewus word. Rasisme in Suid-Afrika was op 'n stadium, soos ons almal weet, dis maar hoe dit is. Totdat die kollektief al hoe meer geword en gesê nee, dit is nie hoe ons dit doen nie, totdat die hele kollektief oorgeneem het en gesê nee,
Dis nie hoe dit werk nie. So dit is baie moeilik vir 'n individu om nou daai selfde rassistiese gedrag in Suid-Afrika mee te doen, want die hele kollektief, die wetgewing, die samelewing, kondoneer dit nie meer en kondoneer die teenoorstelling. Nou is dit nie meer so maklik nie. En daardie beginsel is wat eintlik werk vir boelie. So op 'n groter vlak, dis wat dit is. Op 'n kleiner vlak, op 'n individuele vlak, moet jy dus die kollektief aan jou kant kry. Dit is baie makliker gesê as gedoen. Jy moenie in isolasie geboelie word nie. Jy moet 'n keel opsit sodat ander mense ook sê. Mense kan maar verskil hieroor, maar ander mense moet ook saam met jou dit kan sê. Nou, daar's situasies waar dit nie moontlik is nie. Die hele ding met boelie is nou maar grense en dis nie altyd so maklik nie, want dit gaan ook oor jou bedingingsmag. As jy nie ophou boelie nie, wat dan gaan? Dan gaan wat? En as daar nie dan gaan wat is nie, is dit baie moeilik. Dan gaan ek na die HR toe gaan. Ek gaan nou maar die HR toe, is in elk geval my pelle. Jy weet. So dit ek kan nie hier sit en 'n 10-stap raad gee vir boelie nie, maar wat mens wel sê is dat die die teending lê in grense en in teenoptrede. Hoe ongemakliker jy dit vir die boelie kan maak, hoe moeiliker is dit. Ek gaan nou maar HR toe. Ek teken al hierdie insidente op. Ek skryf nou maar my e-pos, al luister niemand na my nie. Ek bou 'n rekord is op. Dis ten minste iets wat jy kan doen. Jy weet, afhangende van die situasie, wil ons onthou dat dit nie 'n persoonlike ding is nie. Niemand boelie iemand omdat dit persoonlik is nie. Ek nie gaan navorsing doen oor jou verlede, gedink omdat jy spesifiek 'n persoon is, omdat dit jy is, nou gaan ek jou boelie nie. Nee, ek projekteer maar net myself. Ek sien jy's dalk 'n sagte persoon, so ek projekteer my eie ongemak op die sagte persoon, maar nie op jou as persoon nie. Niemand ken iemand so goed dat hulle jou so die moeite werd vind om te boelie. Dit is maklik om te sê. Ja, maar ek het ook 'n vraag. Die mag van kyk, is mos nou hoe jy dink, hoe jy voel en hoe jy optree. Dis nou hoe ons na 'n mens kyk, né? Jy gaan aaklig voel en jy gaan wille gedagtes hê en so, maar wat is die mag daar agter om te maak op te tree asof hierdie persoon geen effek op jou het? So as die boelie vir jou iets sê, dat jy maak asof okay. Natuurlik, en dit is nie so maklik vir almal nie, maar dis een van jou sterkste wapens. Okay, jy sterg my oor ek bakore het. Ja, ek het bakore. So wat? Voor jy dit nog sê, hallo, ek is meneer Bakoor. Wat het jy te sê? Jy weet, natuurlik. Jy kan maar vir my sê wat jy wil. So jy lag vir my oor dit of dat. Wel, ek gee nie. Jy lag maar. Dit is natuurlik die sterkste wapen, want veral omdat volwasse boelie op 'n baie verbale plek op 'n manier plaasvind. Sticks and stones can break my bones, nee. Is daar baie keer mense wat jy eenvoudig nie kan boelie nie, hulle gee nie om nie wat jy sê nie. Maar dis nie so maklik nie. As iemand op die internet gaan en gaan gerugte sprei van jou en vertel jy het so en so gemaak en weet julle wat, jy is 'n moordenaar en mens mag jy nie uitnooi na die kinderpartytjies nie. Dis nie so maklik nie. Dis nie so maklik nie. Ek verstaan is nie so maklik nie, maar ek wil amper sê totdat die samelewing nou baie gekom het en die wêreld het verander. So as ek raai, sou ek sê mens moet maar hierdie saam met iemand aanpak. Dus jy sê okay, behalwe nou vir die mense wat jy aan jou kant moet kry. Maar ek sou, as jy voel jy het nie die mag of die krag daarvoor nie, dat dit is nou waar mens dan nou iemand soos 'n professionele persoon gaan sien of 'n counselor of iets om saam met jou te werk aan hoe kan ek ten minste net opstaan vir myself of lyk asof dit my nie affekteer nie. En indien jy in 'n konteks is waar jy dit kan doen, soos in die kantoor of iets, dat jy net daai ding kan hê van nie net ignoreer. Dit is dis iets anders om te lyk asof jy nie geaffekteer word nie. Ja. Nee, absoluut. Dit is nie maklik nie, Elise. Dit is 'n baie moeilike ding, maar die kritiese massa is baie belangrik. Iemand aan jou kant
dit hoef nou nie die sielkundige te wees nie, maar dit kan dalk 'n vriend wees of jy wil net nog mense hê wat dit met jou deel. Want baie mense sê baie keer met hulle ervaring van boelie is, jy later begin jy jouself verbeel, is dit nie maar net jy wat simpel is nie, jy weet. So ek So dink die om die kern balans te lê hê. regtig daaraan om kritiese massa aan jou kant te iemand, al is dit dan 'n vriendin net om mee te praat ensovoorts. Nou, die ding is, Louis, tyd is nou ingehaal, maar mense, as julle enige vrae het, dan kan julle 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za, want soos ons nou gesê het, ons praat dit nou baie breed en wyd hierso en verduidelik nou maar hoekom boelie so is en so, want dit is so konteksgedrewe. Elke mens se boelie gaan 'n ander boelie wees. Hoekom jy dit ervaar as boelie gedrag gaan anders wees van Piet langs jou. En dit is dis om daai dan probeer uitwerk, maar die groot ding is dat ons sê vandag, as jy voel jy word geboelie, net soos Louis gesê het, dat dit is nou nie 'n kompetisie oor of dit regtig so is of nie. As jy voel jy word geboelie, dit het emosionele effek op 'n mens en op jou lewe en op jou lewenskwaliteit. So die beste ding is om probeer dit maar uitsorteer. Selfs al is dit net vir jouself. Selfs al kan jy nie die boelie aanvat nie, maar jy kan ten minste jou ervaring daarvan kan jy aanwerk. So ons kan net hoop dat mense daai stap kan neem. Maar onthou weer eens, as jy 'n vraag het, Lise by wieisek.co.za kan jy 'n vraag stuur. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige in Stellenbosch. Al sy besonderhede is by hierdie video beskikbaar. So as jy vir hom wil kontak, dan daar is al sy goedjies ook. Dankie dat julle vandag gekyk het en deel asseblief die gesprek. Mense weet nooit wie het nodig om dit te sien en te hoor nie. En moet 'n heerlike dag verder hê en onthou, kyk mooi na jouself.